Vader in die hemel, ons is hier teenwoordig om te hoor wat U vir ons wil sê vanoggend. Ons het hier na die huis gekom, Here, om saam in aanbidding te gaan, om U te loof en te prys, en om werklik te hoor, wat het U op U hart. En Vader, ek glo dat U in hierdie dag van hart tot hart sal spreek, en elkeen van ons totaal ontvanklik sal wees vir U woord, my Skepper en my God. Baie, baie dankie vir die voorreg, en ons eer U in Jesus Christus kosbare naam. Amen. Ons het die afgelope tyd 'n paar dingetjies gehoor, toe Pierie gepraat het van Amos, wat met harde woorde gekom het. En toe het Dudley dit verder ingevryf. En Pierie het 3 preekbeurte gehad, en Dudley het 3 preekbeurte gehad. Nou moet ek vandag 3 preekbeurte in een dag insit, so maak die bande vas, hoor. Maak die bande vas. En ek wil graag so 'n paar stukkies uithaal uit daai preke, die hoofpuntjies, voordat ek begin met wat ek dink die Here vandag vir ons wil sê. Amos se eerste deel het Pierie gepraat oor die bril van God. Wanneer God praat, moet ons luister. In sy tweede deel het gegaan, God haat godsdiens sonder inbors. Godsdiens wat leeg is, beteken vir God niks. Die kernboodskap daar was dat God soek nie versinsels, akteurs. Hy soek nie perfekte mense noodwendig nie. Hy soek opregte harte in mense. So wanneer God praat, moet ons luister. En met ander woorde, opregte hart om te hoor wat God vir ons wil sê. En Amos die laaste deel het hy gesê, wanneer God die lyn trek, God se waarskuwing is bewys van sy liefde. Die gevaarlikste hart is die een wat nie luister nie. En ek wil graag vanoggend hê dat ons regtig aandag gee hier aan ons hart, die binneste, dat gees tot gees moet praat en gees tot gees moet ontvang. En dan het Dudley gekom, sy boodskap was die wedstryd om die lewe. En hy het dit in 3 kernpunte saamgevat wat op die blaadjies verskyn het. Kom dit in keer, bekeer julle, dra vrugte. Wat by bekering pas. Wat by jou hart pas, wat bekeerd is. Die tweede deel van wedstryd van die lewe was, is jy gereed dat Jesus jou toekoms kan verander? En die derde deel was van die wedstryd van jou lewe, seker 'n baie belangrike een hierdie, wanneer die eindfluitjie blaas. Pierie se laaste woord was, die streep is getrek, die skietloot is gegooi. Dudley se laaste een is, die eindfluitjie blaas. Wat gebeur dan? Waar staan ek en jy, as die eindfluitjie blaas vandag? Het jy gelos wat agter was? Jou uitgestrek na wat vorentoe is, wat Paulus gesê het? Het jy die wenstreep gehaal? Weet julle mense, hierdie wenstreep is 'n vreemde wenstreep. Almal kom by daai wenstreep uit, maar almal wen nie. Die verloorders gaan ook daar wees. En ons gaan vandag so 'n voorbeeld handel ook daarmee later, maar ek wil graag 3 dele uit die woord vandag aanhaal, op een dag, Pierie. 3 dele, op een dag. Job is die een deel, en Job is 'n lang boek, so ek gaan tyd spandeer, né? Dan, die tweede gedeelte is Lukas 15 vers 11 tot 32, en almal weet waaroor dit gaan, die verlore seun. En dan 3, die derde ene is die gelykenis van die ryk man, en sekere vertaling sê die gelykenis van die ryk dwaas. So ek gaan daaroor praat, oor wat met Job gebeur het. En ons weet eintlik wat met Job gebeur het, is nogal 'n redelike probleempie.
Maar voor dit is hoe aanbid ons God? Hoe aanbid ons God? Wat is die erns waarmee ons dit doen? Hoe ernstig is ons in ons aanbidding? In ons lewe as Christene daar buite? Luister ek as God praat, soos wat Amos gesê het? Luister ek? Hoor ek sy roepstem as hy praat? Hoe weet ek dit? Hoe prys ek God? How do we worship the Almighty God? Dis nog 'n vraag wat ek vandag vra in hierdie boodskap. Die Griekse woord, en dit gebruik ek nou uit, ewen as jy dit gehoor het, by Kerry Kieswetter is daar 'n preek waar hy gepraat het oor worship, en hy het gesê die Griekse woord, en ek het nou ook gelees wat die Griekse woord is proskuneo. Proskuneo is die Griekse woord. Dit beteken letterlik om neer te buig, om te soen. En dan beskryf dit verder om op die hand te soen of om op die wang te soen. En dit gee te vir my die idee dat wanneer ek worship, dit inderwaarheid beteken om baie naby te kom. Om naby te kom aan God. Naby te kom aan Jesus. So naby te kom dat ek sy nabyheid kan voel. Dat ek hom op sy hand kan soen. Dat ek hom op sy wang kan soen. Want hoe baie keer vat jy nie daai seentjie of jou klein seentjie en jy druk hom aan die bors. Dan kan hy voel die hartklop van die pa. Nou dit is worship. As jy kan uitkom by die punt dat jy sy hand kan soen, op sy wang kan soen, eintlik op sy skoot sit. So naby. Dit is worship. Ja, jy kan in jou motor ry en jy kan loof en prys en sommer so 'n ou seentjie ook gooi. Moet nie na 'n vrou te gooi nie, dat draai sy dalk om. So die punt is, 'n mens moet verskoon. 'n Mens moet in jou lofprysing hemelwaarts lofprys dat God weet jy kyk vir hom. Jy wil hom aanraak. Jy wil so naby kom. Dit is worship. En ons gaan dan nou die mense weer laat opstaan, die worship groep, en dan gaan ons hierdie stukkie toepas. Kom ons worship met ons hart, ons gees, ons hele wese, om so naby aan God te kom. En ek dink die liedere wat hulle gekies het, sonder dat ek dit vir hulle gesê het, pas 100% in by dit wat ons nou wil doen. Yes, Lord, have your way in each and every one of us today. Bless your word. Thank you, God. Die boodskap wat ons het vanmôre is, soos dit op die blaadjie gestaan het, staan sterk, staan vas. En die eerste deel wat ons handel, is dan Job. As 'n mens kyk na Job, die hele hoofstuk in sy totaliteit, was Job 'n man van groot integriteit. Hy was 'n eerbare man. Hy was absoluut toegewyd aan God en aan sy familie. Hy was by uitstek 'n goeie leier. God was baie lief vir Job. Want Job het gekommunikeer met God. En ek dink Job het vele kere in die gees op God se skoot gesit. Daarom kon Job sê, as daar een iemand was toe die Satan voor hom verskyn, as daar een iemand is, wat ek weet, wat nooit teen my sal draai nie, is dit Job. Job sal nooit teen my draai nie. En die Satan sê vir hom, sê vir God, vat al sy goed weg, dan sal jy sien wat hy doen. En God sê, moet ek dit dan nou doen? Satan sê, as Job so goed is, vat alles weg van hom. Sy diere, sy alles. God sê, nee, Job sal niks teen my sê nie. Vat dan sy kinders weg. En om het kort te maak, omdat ek dit inpak vir oggend, verloor Job alles.
Hy verloor alles, daar's nie 'n enkele ding wat oorbly nie behalwe sy vrou. Behalwe sy vrou. Want sy vrou moes nog iets doen. Sy vrou moes nog iets doen. En so gebeur dit dat Job dan nou later in sak en as sit. Sy karakter, sy geloofwaardigheid, sy geduld, sy bedaardheid, alles is by uitstek net die beste. Jy kan dit vergelyk met geen ander karakter in die Bybel eintlik nie. Die enigste karakter waarmee ons Job kan werklik vergelyk is Jesus. Want God sê Job was skoon. Jesus is skoon. Maar nou begin hierdie probleem wat Job het, hy het niks. As jy iemand verloor, dan weet jy waardeur jy gaan. As jy jou 8 kinders verloor, as jy jou volle rykdom verloor. Luister mense, gaan vra vir 'n ryk man as hy sy rykdom verloor. Dit is baie swaar vir 'n ryk man om sy goederes te verloor. Dis swaar. So Job het begin top en begin praat en begin antwoorde soek en begin vra. En so by so het hy nou sy 3 vriende ook na hom toe gekom, Elifas, Bildad en Sofar, en hulle het vir hom kom sê, Job, jy het iets verkeerd gedoen. Job sê, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. So gaan hierdie gesprekvoering aan, en Job kom later in die hoofstuk sê, ek gaan nou praat, en hy redeneer. En sy vrou kom later na hom toe, terwyl hy op die as op sit, en die sere op sy arm kerf, of krap. Sy vrou sê vir Job, vervloek nou vir God, laat jy kan sterf, dan is dit die einde. Dat is jou eindstreep daar. Job vervloek nie God nie. Want onthou, dis die een ding wat Satan wou hê, Job moes doen. Want dan wen Satan. Maar God het soveel vertroue gehad in Job, dat dit nie sou geskied nie, en dan kom God in die storm. Alles verloor, niks nie. Nou kom, en ek vat dit uit die Message Bybel uit, God kom eintlik met 'n priemende vraag na hom toe, waar God vir hom vra, weet jy wie is ek? God. En dan verduidelik God vir hom mooi wie hy is, en hy herhaal alles wat hy gedoen het, van die skepingswerke af, regdeur, van voortplanting, van alles. Hy vertel alles vir Job. In Job 38 vers 3 staan daar, ruk jouself reg en staan vas. Dis wat die Message Bybel sê. Dit staan eintlik in Engels, pull yourself together, Job. Up on your feet, stand tall. Van die ander vertaling sê, gird you in the loin. Hulle het met 'n rok gedra, dat jy hom kan optel, dat jy gereed is vir die geveg. Want Job moet nou weer iets doen. Pull yourself together, Job. Up on your feet, stand tall. I have some questions for you, and I want some straight answers. En toe begin God vir hom verduidelik. En weet julle wat die uiteinde van Job se saak was? En julle kan Job gaan lees, is eintlik 'n verskriklike interessante hoofstuk in die Bybel. Jy lees regtig van 'n goeie man, wat regtig as gevolg van Satan swaar moes kry, maar nooit gewankel het nie, en vasgehou het aan die ewige rots. Want hy het geweet, God sal vir hom deurkom. Hy het 'n karaktervolle hart gehad, 'n hart wat suiwer is. Die hart wat God wil hê, wat Amos van praat. Daai hart wil hy hê. Dis 'n verskriklike storm waarin Job is. En ek glo hiervoor dat Job so self in hom gekeer geraak het, dat hy amper die punt begin mis het, want hy bly redeneer met homself, soos ek en jy dit sal doen, as daar nou sleg dinge gebeur. Die oomblik toe God se lig vir hom deurbreek, verander alles. Dat God vir hom verduidelik, dit is wat ek gedoen het, Job. Dit is wat ek gedoen het, Job. So, hy kon deurbreek, hy kan losmaak,
Hy kon opstaan, hy kon sterk staan en hy kan sy lewe as dit ware vervat. Maar hy moes baie deurstaan en een ding wat hy moes deurstaan is die moeilikste vraag waar sy vrou vir hom gesê het, vervloek dan nou vir God. Dan is dit jou einde. Hy gaan jou doodmaak in elk geval. Dis jou einde. Job doen dit nie. Hy het homself reggeruk, soos wat daar in 38:3 staan. En hy het hom omgord met God se genade, met God se liefde, van vooraf. En ons weet wat nou gebeur het, né? Hy het sy vrou nodig gehad, want God het hom dubbeld geseën. So hy het weer sy vrou nodig gehad om kinders voor te bring. So sy vrou moes bly. Sy vrou moes bly. Want God het hom dubbeld geseën. Dubbeld geseën as wat hy gehad het. Met ander woorde, hy het sy kinders in die hemel en het nou weer kinders. Sy diere wat hy gehad het, het hy dubbeld soveel meer. Dit is eintlik ongelooflik om dit te dink. Maar dit wys ook vir ons wat die Satan doen aan 'n gewone mens. Hy is nie skaam of teruggetrokke om iets te doen nie. En 'n paar lesse wat 'n sekerheid Job kan leer, is moenie net na jou vriende luister nie. Spandeer tyd in God se woord, om die hart van die woord te vat. Moenie net na jou eie redenasies luister nie, want ons is nie naaste by volleerd nie. Ons moet opstaan, ons moet sterk staan, want ons behoort aan God. God het in hierdie hele proses nie vir Job verwerk nie, hy het vir Job gesê, jy bly nog myne, ongeag enige iets. In Job 42 het hy vir die Here gesê, nou weet ek, dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. God wil graag jou opregte hart ervaar. Hy wil deur die Heilige Gees jou hart beheers. As jy dan met jouself praat, God se Gees is in jou, dan praat jy met God. Want hy is in jou, as jy dan worship of lofprys en aanbid, dan is hy so naby, dat jy hom letterlik op sy hand kan soen, op sy wang kan soen. As 'n mens dit so kan doen, dan het Job 'n baie goeie les vir elkeen van ons te leer. Hy wil jou hart hê wat luister. Dan sal hy, soos in die geval van Job, jou seën. Ruk jou reg, staan op. Dis wat God vir Job gesê het. Dit was nie Job se skuld nie, glad nie. Hy het nie daarna gevra nie, hy het nie iets verkeerd gedoen nie, maar dit het hom getref. God sê nogtans vir homself, vir hom, ruk jou reg, staan vas, gaan aan. En dis wat hy gedoen het. Voor ons by die verlore seun kom, is die lesie nommer 1. Is daardie hart. En die konsep van worship. Voor ons by die verlore seun kom, in Lukas 15 kan mens sommer die verlore hoofstuk noem, want alles in hierdie hoofstuk raak verlore. Die skaap het verlore geraak, die munt het verlore geraak, toe raak die seun ook nog verlore. In die geval van die skaap is dit nou per ongeluk, dit is nou maar soos gebeur met skape. In die geval van die munt is dit ook maar per ongeluk die munt verloor. Maar in die geval van die verlore seun is dit opsetlik. Is 'n opsetlike verlorenheid waarmee hy te make gehad het. En dan wil ek gou hierso praat oor die Satan. Ons weet nou die Satan het nou vir Job so aangeval en dit gedoen. In die Nuwe Testament dink ek moet 'n mens dink in terme van Jesus het Satan is uitgegooi. Hy is verby. Hy gaan nie voor God in die hemel kan verskyn om weer vir enige een van ons so te treiter as ons 'n goeie mens is. Maar Satan is mos geneig om op jou skouer te kom sit. Hy is mos geneig om jou oor te fluister en gedagte te plaas.
En ek dink hier in die geval van die verlore seun is dit 'n kwessie van die verlore seun het die een oggend opgestaan en net ek gaan weg, ek wil my erfporsie hê nie. En in die Joodse gebruik moet ons ook onthou is dat die oudste seun kry altyd 'n dubbel porsie en die res kry dan nou wat verdeel word enkel porsies die res van die erfgename. So die oudste seun net so in die agterkop dubbel porsie. So hy kry sy porsie. Hy staan nou op. Ek gaan nie die skrifdele op die bord sit nie, sien nodig nie, want hy gaan meer deur die gelykenis praat, want elkeen van ons dink ek ken hom redelik goed. En die belangrike punte wat ek wil uitlig is juist die verlore seun wat tot hierdie gedagte gekom het om weg te gaan van sy pa af, sy porsie te vra. Mense, ons weet hoe werk 'n testament. Jy kry eers na pa of ma gesterf het, dan erf jy. Jy kry nie dit voor die tyd hê. Dit is in die Joodse gebruik sou dit verskriklik gewees het vir 'n kind. Om vir sy pa te gaan sê, pa, ek wil nou my erfporsie hê want ek wil die lewe gaan geniet want ek geniet nie my lewe hierso nie. So is 'n moeilike situasie waarin hy die vader stel. En ek skat die vader moet verskriklik hartseer geword het. En ons moet onthou ook in hierdie gelykenisse van Jesus, is die vader altyd God met die kinders. Wat hy dinge maar net wil uitlig en voorlig, hoe dit werk. En daar's 'n rede hoekom hierdie seun wil ver weggaan. Hy wil ver weggaan dat die mense nie kan sien wat hy doen nie. Want hy het dan nog daai skaamte. Daardie behoefte kom van 'n gedagte wat gesaai is deur die bose vyand. En uit daai gedagte word aksie gebore wat hy nie kan hanteer nie. En dan doen hy dit. Hy vra vir sy pa, pa, kan ek asseblief my erfdeel nou kry? Want ek wil die lewe geniet. Is dit nie maar wat elke jong seun of dogter soms wil doen nie? Maar pa, ek wil nou eerder die lewe daarom 'n bietjie geniet. Ek het dan nou hard gewerk in die skool testament. Ek wil dan nou die lewe geniet. Jo. God gee aan elke mens sy eie vrye keuse. Met Eva en Adam het dit gedoen. Ek sê nou spesifiek Eva en Adam, want dit is gerig eerste tot Eva wat die slang gepraat het en vir Eva versoek het. Hy het die gedagte geplaas, die slang het nie die slang het nie die appel gaan afhaal en vir Eva gegee nie. Eva het self besluit om dit te vat. Belangrik om dit raak te sien, want versoekings kom oor jou pad, maar dis jou keuse. En die seun se versoeking het op sy pad gekom. En sy keuse was om sy pa te vra. Ons kry dit by Kain en Abel. Ons kry dit reg deur die Bybel. Dat daar keuses gemaak word as gevolg van die bose invloed dat die hart nie sterk genoeg staan. Dit is hoekom Amos ons gepraat het met die Israeliete. Want hulle het weggedryf as gevolg van verkeerde keuses. God het nie poppe geskape nie. Hy het engele geskape en hy het mense geskape met 'n eie vrye wil en keuse. Diere het nie 'n eie vrye wil en keuse nie, mense het. So dis die mens se verantwoordelikheid om by die woord van God die rigting en die leiding te kry om daardie keuse te maak. Vrye keuse. Satan speel weliswaar 'n leidende rol in die meeste van hierdie dinge, want hy broei daar soms goedjies by jou uit wat nie daar moet wees nie. Hierdie gelykenis praat van 'n vrye keuse wat 'n jong man gemaak het en sy porsie erflating gevat het en dit gaan verskwander het, om dit so te sê. Wat het hy gedoen? Hy het gegaan, ek kan in ons terme praat, hy het gegaan en in die pubs gaan rondsit, en hy het bordele gaan rondsit. Hy het al die aaklige plekke besoek, want dit is die lekker dinge wat hy wou doen, want hy kon dit nie doen in die area waar hy gebly het nie.
So hy het weggegaan en dit gedoen. Sodat niemand hom sien nie. En weet julle wat? Ek het ook al gesien, een van die grootste plekke waar die Satan seker ook werksaam is, die dobbelhuise op die internet en in dobbelhuise en oral, dat die Satan mense so verlei in hierdie aaklige plekke, dat hulle totaal tot niet gaan. Dat die mense wat hierdie lottogelde wen, dink jy in, 'n ou wen 125 miljoen rand. 5 jaar later het hy niks. Wat van sleg kom, gaan na sleg gaan. Dis eenvoudig soos dit. Wat uit goed kom, gaan na goed gaan. So, die verlore seun is nie alleen wat dit aanbetref nie, daar's verskriklik baie verlore seuns wat dieselfde pad volg, wat sê, ma en pa, ek wil nou die lewe gaan geniet. Terwyl hy die vryheid het om uit die woord van God die lewe te kan geniet. Wat kan vrug dra, wat die moeite werd is om te doen. En dis eintlik vir my die verhaal van die verlore seun, toe hy tot besinning kom, toe hy alles het, niks het nie, hy het vodde, dat hy by 'n boer se plaas kom. En hy's 'n Jood. En die boer sê vir hom, man, gaan daar na die varke toe, pas die varke op. Onthou mense in daai tyd, die vark is 'n onrein dier vir 'n Jood, tot vandag toe nog. Jode eet nie varkvleis nie. Klink verskriklik in Afrikaans, pork sounds much better. Maar hulle eet nie vark nie. So dit is 'n vernedering vir daai man. Sy plesier het in vernedering verander. En hy sit in die varkhok. En hy's honger. Niemand bring vir hom van die pele wat vir die varke gegee word. Hoekom vat hy nie van die pele nie? Hy kan mos. So daar's tog iets goeds in hierdie jong man. Hy het nie die pele gevat nie om te eet nie. Hy was lus vir dit. Maar niemand gee vir hom van die pele nie. Dit sou 'n oortreding wees as hy van die pele gevat het om te eet. Want dis vir die varke bedoel. Hier sê hy nou, ek sal opstaan. Ek sal vas staan. Ek sal na my pa toe gaan. En ek sal vir my pa sê, pa, ek is jammer. Vergewe my. Ek wil maar net 'n dagloner wees. Ek wil maar net 'n dagloner wees. Ek sal by pa kom werk as 'n slaaf, sodat ek net voedsel het om te eet en klere het om aan te trek. En weet julle wat? En dis een van die groot eienskappe van God. God het vir hom gewag. Sy pa het vir hom gewag. Toe hy van ver af kom, toe herken sy pa hom. En sy pa het hom tegemoet gehardloop. Omhels, hy kom uit die varkhok uit, nê, ewen. As jy al in 'n varkhok, ons het vark gehad, jy in 'n varkhok was, dit ruik nie lekker nie. So hy ruik nie lekker nie. En die pa sê, bring daardie spesiale kleed, en hy hang dit bo oor daai vuil liggaam. Ek dink dit simboliseer die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, wat op hom daai oomblik skoonmaak. Hy's nou skoon en hy sê, bring vir hom die sandale. Slawe het nie sandale gedra nie, hulle het net kaalvoet geloop. Bring vir hom sandale. My seun was weg. Hy het teruggekom. Dit is wanneer ware berou intree. As jy weet jy het verkeerd gedoen. Maar as jy jou vader geken het, hy het sy vader geken. Want hy is goed opgevoed gewees. Hy het net die pad byster geraak, omdat hy gehoor het, daar is plekke waar ek my lewe nou as 'n jong mens kan geniet. Nie op die regte manier nie. Nie op die regte manier nie. Hy wou soos 'n dagloner beloon word, maar sy pa behandel hom. Dis my seun wat teruggekom het. Ek sal opstaan. Ek sal vas staan. Sy pa sien hom van ver.
Hy omhels hom en hy kus hom. En die oudste seun het niks hiervan gehou nie, maar ek wil nie vandag oor die oudste seun praat nie. Dis vir die ander ene. Die oudste een is vir die ander en hom kan ons nie inpas nie. Ons weet net dat die oudste seun baie ontevrede was. Terwyl die oudste seun in alles kon geniet het hy ook nie dit geniet wat sy pa voorgewerk het nie. En hy het hard gewerk in al die ander klas van dinge. Maar die jongste seun kom tot inkeer. Hy het genoegsame karakter en hart daar in die varkhok op te staan en te sê, ek sal teruggaan na my vader. 'n Mens kan nooit so ver weg wees van God, dat hy jou nie gaan terugvat nie. Is baie belangrik. Maar ons hart moet ons voorberei en regmaak hier uit die woord van God. Nou die ryk jong man of die dwaas, daai ene kan jy vir ons opsit, Amanda, as jy kan. Dan lees ons deur hom. Waar is die grootste? Hierso. Iemand uit die menigte sê toe, dit is die ryk jong man vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Vir sy broer, hy moet die erfenis met my deel. Jesus het geantwoord, vriend, wie het my as regter oor julle aangestel om oor sulke dinge te besluit? Ek dink is die verkeerde een. Ek dink is die verkeerde een. Is dit? Ja, ek dink ek het verkeerd gegee vir jou, Amanda, verskoon tog. Is dit? Jammer oor dit. Lukas. Lukas, wat het ek vir jou gegee? Lukas 12. Dit is reg, dis die regte een. Dis die regte een, jammer. Hy sê hierso, iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my, broer, hy moet die erfenis met my deel, maar hy antwoord hom, man, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesteek is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Herinner dit jou nou nie aan die jong man se storie nie, die jong seun nie. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Hierso kom die woordjie ek, die boodskap terwyl ek en my vrou so 'n bietjie gery het, toe ons nou weggegaan het, ry met Lomma het 'n boodskapie gebring, wat hy gepraat het oor die ryk dwaas, baie ander dinge gesê, maar die belangrike punt is daar 7 ekke hierso. Hoekom 7 ekke? 7. 7. God werk met die totaal 7. Daar 7 ekke. Daar 7 ekke in hierdie gelykenis. 7 keer. Ek doen dit, ek gaar op, ek sal groter bou, ek. Nou moet ek ophou werk, dan kan ek die lewe geniet. Wat het met die verlore seun gebeur? Wat gebeur hier? Basies, presies een en dieselfde. Die verskil is, hierdie man het nie tot besinning gekom nie. Hy het nie gekom by die punt wat hy gesê het, Here, ek is jammer nie. Hy kon nie deel nie.
Materialisme het hom so vasgevat, soos wat ons in die hedendaagse kultuur kry, dat materialisme mense so vasvat, dat daar nie 'n plek is vir ons in hulle woordeskat nie. Dat daar net 'n plek is vir ek in daardie woordeskat. In Matteus 25 sê Jesus, dat jy nie jou broer 'n dwaas mag noem nie. Jesus sê, jy mag nie jou broer 'n dwaas noem nie. Hier sê Jesus vir die man, jou dwaas. Jou dwaas. Eintlik spreek hy dan die oordeel uit oor hom, want hy is dwaas. Want hy weet nie wat voor lê nie. Om te vergelyk met Dudley se boodskap van die wenstreep. Hier raak die wenstreep die afgrond, die verloorstreep. By die een wenstreep gaan ons op, by die ander wenstreep gaan ons af. Dis die verskriklike wat hier gebeur met hierdie man. Vanaand gaan jou lewe nog van jou weggeneem word. En die beloning ongelukkig in hierdie geval is die hel. Wat is dan die saamgevatte boodskap? Uit Job? Maak nie saak hoe lief God jou het nie. Daar sal beproewinge oor jou pad kom in hierdie wêreld, want ons lewe in 'n bose wêreld. Daar sal beproewinge kom oor ons pad. Die vraag is, het ons daardie karakter in die hart? Karakter in die hart wat God daar ingesit het. Is Heilige Gees so deel van my lewe, dat ek hierdie beproewinge kan weerstaan? Dat my geloof behoue kan bly in God. Moet nooit jou rug op hom draai nie. God brul eintlik. Van die eerste Sondag af, wat Pierre gepraat het, brul hy. En hy sê, staan op. Staan vas. Suiwer jou hart. Maak reg. Beantwoord God se vrae. In lofprysing, in aanbidding, in Bybelstudie, in gebed. Kom nader na God. Ons het nou 7 boodskappe. 7 boodskappe. Met eintlik 'n reguit lyn. Soos daai skietlood. Wat God sê, kyk na jou hart. Kyk na jou hart, want jou hart is wat vir my belangrik is. Vlees en bloed vergaan. Maar jou hart, jou wese, jou gees, dit bly staan. God sal vir jou deurkom, ongeag omstandighede, ongeag probleme, ongeag die versoekinge wat jy moet deurstaan. En ja, soms faal 'n mens. Enige mens is maar 'n feilbare mens. Maar dan moet jy die karakter hê soos daai jong seun. Ek staan nou op hier. Ek sal weer na my Vader gaan. Ek sal vra, was my opnuut met die kosbare bloed van Jesus. Reinig my. Reinig my. Want dis die wenstreep wat God vir ons bepaal. Dis wat hy wil hê. As jy jou hart vir Jesus gegee het, is jy skoon gewas met Jesus se bloed. En jy is nie meer 'n sondaar nie. Dit sou verkeerd wees, dink ek vandag, as ek hier staan. Want ek het my hart vir die Here gegee. En ek weet ek is sy kind. As ek hier vandag staan en sê, Here, vergewe hierdie arme sondaar. Want dan gee ek eintlik erkenning, terselfdertyd dat ek 'n verloste is, dat ek nog 'n sondaar is. God het ons skoon gewas met sy kosbare bloed. Ons is nie meer sondaars nie. Ons is Jesus navolgers. En ons moet daai kleed aantrek, wat Vader om daai jong seun se skouers gesit het. Ons moet daai kleed aantrek. Ons moet hom aantrek. Ons moet hierdie eindstreep, die wenstreep maak. Soos Paulus gesê het, vergeet van wat alles agter my is. En ek strek my uit wat daar voor is. Want God is daar voor. Hy wag vir ons. En daai ewige lewe, mense hierdie aarde, en ek dink die mense wat ouer word, besef al meer en meer,
hoe nutteloos 'n nuttelose lewe op aarde is. As jy net geld nagejaag het. 'n Paar ryk manne is die afgelope klompie jare dood. Hy vat niks saam nie, mense. Kaal kom jy in, kaal gaan jy uit. As jy nie bereid is om goed te doen met dit waarmee die Here jou seën nie, weet ek nie hoe die Here eendag vir jou kan goed doen nie, want die Here gee vir ons sodat ons ander kan seën. Dis wat Jesus sê in hierdie gelykenis vir die dwaas. Gaan verkoop nou van jou goed en deel dit met hulle hier. Hoekom is jy bekommerd oor daardie rykdom? Hoekom is jy bekommerd oor daardie rykdom? Gaan deel dit. Onthou net altyd, die vyand, die duiwel, is oral. En hy sal graag jou gedagte wil beïnvloed tot verkeerde dade en denke en wat daarmee saamgaan. Staan hom teen. En daar is net een manier hoe om teen te staan. En dis om hom van hardop te sê, wyk Satan. As ek by die trappe by die fabriek afhardloop, my vrou sê ek moenie hardloop nie want ek kan val. En ek is kwaad, want ek moet iemand skel. Dan moet ek hom sê, wyk Satan, wyk. Gaan praat net. Want 'n mens kan so klein dingetjie, so maklik verkeerd hanteer. Maar dank Vader, die Hemelvader gee vir ons baie keer hy tydjie om te besin. So ons moet daarna kyk. Staan op teen al hierdie dinge, moenie ingee nie. Hy sal alles in sy vermoë probeer. Alles in sy vermoë probeer. Ek gaan nou bid, dan gaan ons dankoffers opneem, en dan gaan ek net die afkondigings daarna hanteer, en vir ons dan die seënbede na die lied uitspreek. Hemelvader, baie dankie vir die woord, baie dankie vir 'n boek soos Job in die Bybel, waar God self gesê het, daar is nie 'n man soos Job op aarde nie, sy integriteit. Hy het net 'n geheel beeld gehad van 'n baie goeie mens. Dankie vir daardie voorbeeld van Job. Maar Vader, ons sien ook hoe hy swaar gekry het. En soveel kry ons ook maar baie swaar onder die druk van die wêreld daar buite. En ons vou soms, Here. Maar help ons om op te staan, sterk te staan en vas te staan en van vooraf te begin. Ek eer U vanmôre vir hierdie woord. Vader, dankie vir die boodskap van Amos. Dankie vir die boodskap van Amos, wat ons kom wakker ruk het en wakker skud het 'n bietjie, Here. Dankie vir die opvolgpreke van Dudley, wat ons duidelik gelei het na die wenstreep toe, maar as dinge wat ons moet doen. En dankie vir die voorreg wat ek gehad het om dit vandag saam te vat in hierdie boodskap. Ons kan, Here, want U sal ons die krag gee om te doen wat U wil. Ek bid dan vandag dat dit net U wil is wat in ons lewens sal geskied. Suiwer ons gedagtes van al die ander dinge van die wêreld rondom ons. Vader, hou ons rein. Kom bedek ons opnuut met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, om ons te reinig, skoon te was, maar Vader, om ons ook te beskerm elke dag. Dat as ons met Jesus elke dag loop, Here, sal die vyande by die duisende aan die linker en die 10,000 aan die regterkant val, Here. Want U is dan in beheer. Neem U beheer van ons lewens, van ons harte, Here. Vader, en as ons bid in die aand, as ons bid in die oggend, as ons bid in die dag. Vader, daar waar ons ry en ons doen 'n gebed tot U. Mag hierdie 'n lofprysing tot eer van U wees. Mag ons U hand soen. Mag ons U nabyheid voel. Ek bid regtig waar, Here, dat elke een wat vandag hier sit, so sal bid en so sal lofprys. So sal sing tot eer van die naam. Dat U waarlik verheerlik sal word. En die naam net geëer kan word. Ek dank U vir die kosbare woord, Here. In Jesus naam.